Morgen. Gaan ons goed met julle. Gaan goed saam met my ook, ja. Kijk, ek wil gewoon net die vannacht uit, man. Ek wil net gewoon Jeremia 29. Jeremia 29 sê mos, want ek weet, 29 jaar sê, want ek weet wat de gedagtes ek aan gaande julle koester. Spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekomst te gee. Om julle hoopvolle toekomst te gee, man. En wanneer ons so in ons dalle is, man, en lees ons hierdie vers, man, en dan dink ons, het gaat nou wees, jong, en maar dan het ons die verse voorheen gelees. Ons het nie voor die het ons die gelees, en hy sê hierso in vers 7, en soek die vrede van die stad waarin ek, God, julle in ballingskap weggevoer het. Hy sê soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê, want in die vrede daarvan, in die vrede van die stad, daarin sal julle vrede hê. En in jou situasie, man, God sê vir jou, in jou situasie, vind jy vrede in die situasie, nee, soek na die vrede binnen die situasie, man, het sê die Here het my mos hier, die Here het my hier, ek en u wil te veel dinge op die duiwel sit, ons wil te veel dinge op die duiwel sit, en sodoende mis ek en u die lesse, wat God vir ek en u instoor het, en hy sê so, en soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap gestuur het. As ek jou in 'n finansiële ding ingelei het, en soek vrede daarin, soek geruststelling daarin, kom besef net weer eens, dat ek as jou voorsiener, man, sê jy, ek is jou provider, ek sê, ek sal jou nooit beskaamd laat staan nie, hy sê, soek die vrede daarin, man, soek die vrede vandag in jou finansiële krisis, man. Soek vandag die vrede in jou gezondheid, man. In siekte waarin jy dink jy vastgevang is, man. Jy sê mos, is jou siekte, is nie jou nie, man. Soek die vrede daarin, man. Want God is my geneesheer. In die siekbed waarin ek nou is God my geneesheer. Dit is my vrede wat ek nou hier so kry, man. Dan sien jy, as jou kind in drugs vastgevang is, man, ne? Soek die vrede daarin, man. Want God is die trooster, man. God is alles, man. Sien jy, hy gaan jou kind verlos, hy is jou kind se verlosser, man. Vind jy vrede daarin, dan gaan jy vrede hê. As jy die vrede het van die God van vrede wat in die situasie is, man, nee, hy is daar, die vrede is in elke situasie, en lees wat sê God, hy sê, waar ek julle ingestuur het, hy sê, waar ek julle ingestuur het, in ballingskap, waar ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, bid vir die Here, vra Here, wys my die vrede hierso, man, wys my die vrede in die situasie, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Want so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel, laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, né? En luister nie na julle dromers vir wie julle laat droom nie, né? Vir wie julle laat droom? Vir wie jy vra droom van my? Nee, hy sê luister nie nou na hulle. Want nou is ek met jou te doen. So alles wat hulle nou gaan profeteer, gaan verkeerd wees. So alles wat jou drome nou gaan sê, want ek het vir jou 'n tyd hierso, ek het vir jou 'n spesifieke tyd hierso in die ding in. En julle waarsêers en luister nie julle dromers vir wie julle droom nie, want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. In jou situasie waar jy is, waar God jou gesit het. Kyk, niemand gaan jou uitdaal nie. Niemand gaan jou uitdaal behalwe God homself, man. Hy gaan jou uitdaal. So alles rondom dit is vals nou. Alles rondom dit is vals, want God het jou ingesit. As die duiwel jou aangesit het, dan gaan God se profete jou gaan uitbring. Hulle gaan jou gaan uitguide, want hy gaan hulle lei. Maar nou is hy die Here. Hy is nou die Here. Hy sê, ek het jou hier gesit.
So ek het jou met 'n deal hier gesit. En alles in die aarde het ek gemaak. So niks en niemand gaan boer my. Niks en niemand, hy sê hou vas jy. Hy sê hou vas jy. Want so sê die Here, as eers 70 jaar van Babel verby is, sal ek op julle ag gee. As 'n sekere tyd eers vir jou verby is. Jy kan nie die woord net so vat, is hy 70 jaar. Want nou 70 jaar is genadejare. Hoe oud is ek nou? Ek is nou 52. As ek nou kom sê, ek moet wag vir 72, vir 70 jaar om verby te gaan, wanneer? Ek is dood. Want my genadejare is ook verby. So ek kan nie dit so vat nie. Ek moet kyk, wat is die konteks hiervan? Wat probeer God hier vir my sê? Nee? As ek moet gaan kyk na alle faktore hierso. As sê God, ek gaan jou uitdaag. Ek gaan jou uitdaag. En 'n sekere tyd. En 'n tyd wat ek voel jy moet daar wees. Vir 'n tyd wat ek weet jy moet daar wees, né? Dan gaan ek jou hier uitdaag sê hy. En hy sê want so sê die Here, as eers ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Om jou te restore. As op God. Alles is op hom. So wanneer ek en u by vers 11 kom, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. In hy sin sê ek weet, ek moet jou hier deurvat. Niemand kan jou aan deurvat nie. Ek moet jou hier deurvat. Want ek het jou aangesit en ek gaan jou uitgaan. So ek weet watter gedagtes ek aan jou aangaande jou koester. Ek moet jou regmaak. Ek moet jou regmaak vir die belofte wat ek aan jou gegee het. Vandag moet jy geseën wees. Ek gaan nie nou verder gaan moet doen, want anders kan ek nie die video stuur. Jy moet 'n geseënde dag hê. Jy moet 'n geseënde dag hê. En weet wat die Here vir jou sê? Hy sê, want so sê die Here, want ek weet watter gedagtes ek kan gaan na jou koester. Ek weet jy sien nou reg gekoos. Ek weet jy sien nou reg my suster. Ek weet jy sien nou reg my broeder. Ek weet die Here sê so, nie ek. Nee, nie ek nie. Hy sê so. En hy sê hy weet want hy jou aangesit en hy gaan jou uithaal. Niemand anders gaan jou nie. Alle kan vir jou sê, luister aan die Here. Vra by die Here. Hy gaan jou lei. En laat niemand vir jou sê, nee, maar die Here het vir my gesê, jy sê so nie. As die Here jou in 'n ding gesit, gaan die Here jou uithaal.